Hi julle, baie welkom terug by hierdie uitsending van Patmos Studios en baie dankie aan die mense wat dit moontlik maak vir ons om ons boodskap te versprei in die wêreld. So lekker om julle hier by my te hê. Die vorige sessie het ons bietjie gesels oor die FAST tegniek en ek het verduidelik dat die 24 uur reël die belangrikste gedeelte is van 'n FAST, 'n fast sessie. As jy nie weet wat 'n fast sessie is nie, is dit die eerste keer as wat jy inskakel, gaan terug net na die vorige video toe, gaan luister wat ons daar gesels het. Ek het alles daar gedeel. Dis 'n tegniek wat tussen mans en vrouens toegepas word met die hoofdoel om veiligheid te bewerkstellig. 'n Fast sessie moet ten minste 1 keer 'n week deur elke party aangebied word en dis 'n fenominale instrument wat al groot verskil in baie dames en mans se lewens gemaak het op die program. So volgende wil ek gesels vandag met julle oor so 'n bietjie gesels oor wat dames deurgaan wanneer hulle uitvind dat hulle mans pornografie gekyk het of dat hulle ontrou is ensovoorts. Julle, en hierdie is 'n moeilike ding om te verduidelik, juis van 'n man se perspektief af. Ek het dit vandag weer beleef. Die dames voel hier diep binnekant, daai 6de sintuig, wat so akkuraat is, my mond hang oop. Hulle voel iets hier diep binnekant hulle gees is nie reg nie. Hulle het hierdie gevoel van iets pas nie, iets klop nie, iets is nie reg nie. Ek kry nie die aandag van my man af nie. Hy's nie teenwoordig nie. Sy fokus is iewers te anderste. Dis nie by my nie, dis nie by die familie nie. Hy skep die familie af. En dan die ontdekking. Okay, daar's pornografie betrokke. En in daai oomblik kry die meeste dames se daai 6de sintuig kry seer, want ek het geweet iets is nie reg nie. En my man het my oor oortuig dat alles dalk reg is. So daar is 'n tipe van 'n selftwyfeling wat daar inkom. Is ek mal? Verstaan ek nie wat aangaan nie? Ek het geweet iets is nie reg nie. Hoekom het ek nie geluister na my gut feel, soos wat hulle sê nie? En dan baie keer daai 6de sintuig, daai dieper insig in die lewe het ernstige skade gekry en dan is die gevolg daarvan, wie kan ek vertrou? Jy weet, as die persoon wat die naaste aan my is, my kon verraai het deur hierdie goeders weg te steek en leuns daaroor te versprei en te vertel, nie die waarheid te wandel nie. Waar is daar dan waarheid in my hele lewe? En weet julle, dames, ek weet hoe dit werk. Onmiddellik gaan die dames dan terug na elke interaksie, elke amazing punt in hulle lewe en betwyfel dit. Het hy regtig bedoel toe hy dit en dit gesê het? En daai dag toe hy te lank uitgebly het, wat het daar gebeur? En jy weet, so hulle hele lewens, dames se hele lewens word onder 'n vergrootglas geplaas. Hulle gaan outomaties terug na alles toe. En in daai proses verloor die meeste dames half die sin van veiligheid en koneksie met die wêreld en met die lewe en so dit alles gaan verlore. Ek weet nie meer wie ek is nie, kan nie myself vertrou nie. En dan kom die groot ding. Hoekom het ek nie geweet nie? Is daar iets fout met my? Is daar iets wat ek gedoen het wat veroorsaak het dat hy na die pornografie toe gegaan het? Obviously het hy iets wat bedoel was vir die huwelik tussen man en vrou, buitekant gaan bevrediging voorsoek. So hoekom het hy nie na my toe gekom nie? En dan kom die groot impak en daai ene sê, in watter manier is ek nie goed genoeg nie? En daai twyfeling van ek kan nie hom vertrou nie, so ek kan nie die mense rondom my vertrou nie, ek kan nie my lewe vertrou nie, alles is fake en vals gewees, alles is uitmekaar uitgebreek, wat is fout met my? Hoekom het ek nie dit gesien nie? Hoekom het ek dit nie gekeer nie? Het ek maar net meer
belang gestel in hom? Was ek maar net meer seksueel dalk beskikbaar vir hom gewees? Het ek dalk net minder whatever gedoen? Het ek dalk dit net meer gedoen? En dan sit hierdie geweldige ding van ek is nie goed genoeg nie. En ek dink weer eens hoe ons samelewing werk is ek dink vrouens word permanent gebombardeer met jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie maar genoeg nie, jy's nie groot genoeg, jy's nie sterk genoeg nie, jy's nie al hierdie boodskappe, jy weet waarvan ek praat. Jy weet, en nou kom dieselfde boodskap deur van my man af en dit maak dat al daai goeders voel of dit waar en reg was, asof ek net nie goed genoeg is nie. En ek wil weer eens hierdie geleentheid gebruik om te sê dat jou man se pornografie of sy ontrouheid of sy egbreek of wat jy dit ook al wil noem, dit wat hy gedoen het, is nie jou skuld nie. Dit is nie jou skuld nie. Niks wat jy meer van kon gedoen het of minder van kon gedoen het, kon gemaak het dat hy by jou sou kom bly het of dat hy nie rondgeloop het nie. Dit het niks met jou te doen nie. En ek bedoel dit regtig, dit het niks met jou te doen nie. Dit was sy besluit gewees om die probleem in die donker in te vat en in die donker te hou en in die geheim weg te vat. Dames, en hierdie is die groot feit, die realiteit van die saak is dat dit is heel waarskynlik, ek sal sê in meer as 95% van die gevalle is dit so dat die mans hierdie probleem gehad het lank voor hulle vrouens ontmoet het. Lank voor die tyd. So as hy die probleem gehad het voordat hy jou ontmoet het, is dit dan jou skuld. En dit is so dat baie manne dink, hulle is besig met die pornografie, dan sê hulle, "Jessie, ek gaan net besig hiermee wees tot ek 'n vriendin ontmoet het." Jy weet, en dan ontmoet hulle die vriendin en dan doen hulle dit weer, want hulle kan nog nie in 'n fisiese verhouding wees nie. Dan dink hulle, okay, ek gaan ophou as ek verloof is. Dan raak hulle verloof en dan hou die probleem nie op nie. En dan is hulle, okay, as ek trou, dan kan ons fisiese seksuele kontak hê en daar kan 'n seksuele verhouding ontwikkel en dan gaan ek ophou. En dan trou hulle en dan het hulle die fisiese seksuele verhouding, maar raai wat, dan gaan hulle nog steeds terug na die pornografie toe, want pornografie gaan oor ontsnapping en dit gaan oor intensiteit. Dit gaan nie oor intimiteit nie. Intensiteit en intimiteit hoort saam. Dit behoort by mekaar. So as ek intensiteit smag sonder intimiteit en ek probeer intensiteit op 'n intensiteitsvlak fisiese behoeftes ontmoet, dan gaan daar altyd skade wees aan die ander kant, want hierdie twee goeters is veronderstel om saam 'n pad te stap, om saam te wees. So dit is die proses, dit is presies wat gebeur. En dan gaan die probleem nie weg nie. En dan wanneer die eerste kind gebore word, of amper gebore word, dan beloof die manne weer eens, ek gaan ophou as die kind gebore word, ek gaan nooit pornografie kyk nie, omdat ek met hom wil connect, omdat ek nie hierdie skuldgevoelens wil voel nie, en dan die tweede kind, derde kind, en dan op daai stadium iewerste 16 jaar later, 10 jaar later, 15 jaar later, na die eerste blootstelling van pornografie, lank voordat hy jou ontmoet het, dan is dit soos, ek kan nie meer nie, dit kom alles uit, en dit is net verwoesting waar jy kyk. Vrou is seer gemaak in haar selfwaarde in die diepste gedeelte van haar wese. Die man weet nie om uit dit uit te kom nie, hy voel verlore, het al alles probeer, het al gebid en gevas en alles gedoen en niks het gehelp nie. Hoe kom ek hier uit? En dis daar waar ons graag 'n pad wil stap met elke liewe kyker. Luister hier, hierdie ding is 'n epidemie. Nie net in ons land nie, maar oor die wêreld. As elke persoon 'n selfoon, sy selfoon toegang het tot hierdie probleem, hoeveel mense kyk dit nie? Ons het gister kinders gehad, 13-jarige dogtertjie, 9-jarige seentjie, 11-jarige seentjie, wat besig is met pornografie. Mense wat bedieninge staan, groot bedieninge staan, wat hulp nodig het, van die beste, mees welafste mense in die land tot regdeur, almal is blootgestel in hierdie ding. Daar's geen manier wat jy as ouer jou kind kan keer om blootgestel te word aan pornografie nie. Pornografie soek jou kind, nie jou kind noodwendig dit nie. So ons moet leer en ons moet weet hoe om met hierdie probleem te deel,
wanneer hy opduik, want hy gaan opduik in ons kinders se lewens en meeste mans sukkel alreeds met hierdie probleem soos wat is. Die probleem is ook, as ek self met dit sukkel, dan gaan ek minder effektief wees om sonder skuldgevoelens met 'n skoon gewete met my kinders daaroor te praat. En as ek dit nie kan doen nie, dan gaan ek eerder die tema vermy, wat beteken dat my kinders 'n groter struikelblok is. Ek bedoel, wat ek eintlik probeer sê is Romebrand. Hierdie is 'n probleem nasionaal, baie groter as COVID, baie groter as enige epidemie wat jy ooit van gehoor het. Dit is oralste. Een of ander stadium gaan jy as man of vrou hiermee moet deel met, is dit nie in jouself is nie, wat dit heel waarskynlik is, of in jou verhouding, gaan dit met iemand anderste in jou omgewing wees. So ek wil nie klink soos 'n doemprofeet nie, daar is hulp, daar is 'n manier deur dit, en om in die program betrokke te raak, is ook die toerustingsproses wat nodig is om iemand te help, om ander mense ook te help. En dit is wat ons organisasie so ongelooflik doeltreffend maak, en wat ons suksesverhale is astronomies hoog as gevolg van dit. So baie dankie dat julle na my geluister het, so 'n bietjie gesels met julle oor wat die dames deurgaan, en ook hoe dit lyk vir die manne aan die mannekant, in terme van die ontsnapping van emosies af, en dat hulle die probleem gehad het, lank voordat hulle die dames, die vrouens ontmoet het, en dat mans net so min van dit hou. Dit ontketen ongelooflike hoeveelhede skuldgevoel en minderwaardigheid, en 'n klomp ander emosies ook, en in dieselfde asem verdoof dit my emosies. Baie dankie dat julle na my geluister het. In die volgende episode, waaroor kan ons praat? Miskien kan ons bietjie dieper praat oor wat is dit wat ons heel eerste met die manne doen in ons program, wanneer hulle betrokke raak, en dan sien ons uit. Ek gaan met julle gesels in die volgende sessie oor die recovery battle stations, bietjie vir julle verduidelik hoe dit werk, en wat die doel is daarvan, en wat is die terapeutiese genesende waarde van daai proses wat ons het. Baie dankie julle. Ek sien uit om met julle te gesels in die volgende sessie, en lekker dag vir julle verder. Dankie.